Welkom en dankie dat jy by my aansluit vir Taxbreak. Hierdie is 'n potgooi oor Suid-Afrikaanse belasting vir Suid-Afrikaanse belastingkundiges en praktisyns. Ek is Pieter van der Swan en in elke episode gesels ek oor 'n aspek of 'n onlangse ontwikkeling in die veld van Suid-Afrikaanse belasting. En ek doen dit in Afrikaans. Ek probeer verder elke episode net kort genoeg hou dat jy, as jy 'n vinnige koffiebreek nodig het, daarna kan luister. Ons gesels vandag oor buitelandse geldeenheid gedenomineerde voorkeuraandele in buitelandse maatskappye. So dis 'n redelike mondvol, maar ons sal dit nou afbreek na die stukkies toe. So kom ons gesels dalk eers gou net oor in 'n besigheidskonteks, waar vind 'n mens hierdie instrumente? So ek het hulle al tipies in twee plekke gesien. Die eerste een is in korporatiewe strukture waar ons 'n Suid-Afrikaanse entiteit het wat 'n buitelandse besigheid opstel in 'n aparte regsentiteit. En een van die maniere wat die Suid-Afrikaanse entiteit hierdie buitelandse besigheid in die ander regsentiteit kan befonds, is om in te skryf vir voorkeuraandele wat uitgereik word deur die buitelandse entiteit aan die Suid-Afrikaanse entiteit. So, en as daai voorkeuraandele dan nou nie in rand gedenomineer is nie, dan is dit tipies die instrumente waarna ons hierso kyk, waarop artikel 24I se wysiging van toepassing is. Die ander plek waar ek het ook al gesien het, is in, as ons dit maar breedweg welvaartstrukture kan noem, waar individue buitelandse welvaartstrukture opstel. En een van die maniere om hierdie struktuur te befonds is ook dan nou om in te skryf vir voorkeuraandele in 'n buitelandse maatskappy wat gedenomineer is in 'n geldeenheid anders as die Suid-Afrikaanse rand. So wat presies is die kwessie waaroor ons hier gesels vandag? Die onderwerp kom uit 'n wysiging wat in die konsepwetgewing vervat is. So dit is op hierdie stadium nog die Taxation Laws Amendment Bill. Dit is nog nie het nog nie in werking gekom deur die Taxation Laws Amendment Act te wees wat deur die president ingeteken is. En maar wanneer dit op die eind in die act is, dan word dit deel van die wetgewing. Nou, as ons nou die wysiging gaan kyk waaroor ek vandag gesels, dit op die eerste oogopslag lyk dit 'n redelike klein, mens wil amper sê onskuldige wysiging aan artikel 24I. Nou, as ons dalk net gou weer vir so 'n oomblik kan stil staan, wat is artikel 24I? Dis die bepaling van die inkomstebelastingwetgewing wat sê, as jy 'n valuta item het, of dan in Engels 'n exchange item het, wat bestaan uit buitelandse geldeenhede, die eenhede self, buitelands gedenomineerde skuld, VTK-kontrakte, of dan in Engels FEC's, of buitelandse geldeenheid opsiekontrakte. Dan sê artikel 24I se breër beginsel dat op hierdie items moet jy vir jou valuta wins of verlies op 'n ongerealiseerde basis, moet jy dit in ag neem in jou belasbare inkomste. Daar's 'n paar uitsonderings, een waarvan ek 'n bietjie later weer na sal verwys. Nou wat die wysiging dan doen, dit sluit eintlik maar net nog 'n paragraaf by artikel 24I se definisie van 'n valuta item of 'n exchange item in paragraaf E, en hierdie paragraaf verwys na buitelandse geldeenheid gedenomineerde voorkeuraandele in 'n buitelandse maatskappy. Goed, so ek dink die buitelandse maatskappy is dan nou 'n nie-inwonermaatskappy. Die buitelandse gedenomineerde aard van die aandeel is redelik vanselfsprekend, maar wat presies is 'n voorkeuraandeel in 'n belastingkonteks? So daar's 'n definisie van 'n voorkeuraandeel in artikel 8 hoofletter E hoofletter A, waarna toe hierdie definisie in 24I dan nou ook heen verwys. En daai definisie sê dat 'n voorkeuraandeel beteken dis enige aandeel anders as 'n ekwiteitsaandeel. Nou, 'n ekwiteitsaandeel is 'n aandeel waar of die regte tot dividende of die reg tot kapitaaluitkerings nie beperk is tot 'n gespesifiseerde bedrag nie. So as ons dan nou gaan kyk na wat is tipies nie 'n ekwiteitsaandeel, as jy inskryf vir 'n voorkeuraandeel wat vir jou presies jou kapitaalbedrag teruggee, plus 'n vaste opbrengs, daai voorkeuraandeel is nie 'n ekwiteitsaandeel nie.
dit tel as 'n voorkeuraandeel. So dit is tipies die voorkeuraandele wat hier aan artikel aan die wysiging deur die wysiging geraak gaan word, of dan 'n ekwiteitsaandeel waar die bedrag van enige dividend of buitelandse dividend op daai aandeel bepaal word met verwysing na 'n rentekoers of die tydwaarde van geld. So dis dan 'n aandeel wat wel 'n ekwiteitsaandeel is, maar die opbrengs daarop word met deur 'n rentekoers of tydwaarde koers bepaal. En wat die effek van hierdie wysiging is dat as hierdie voorkeuraandeel in 'n buitelandse maatskappy is en in 'n buitelandse geldeenheid gedenomineer is, sal die reëls van artikel 24I begin geld en sal die valuta winste en verliese op die beweging in die waarde van hierdie aandeel as gevolg van valuta verskille op 'n ongerealiseerde basis belas word. As ons gaan kyk na wat die nasionale tesourie in hulle in die konsep verduidelikende memorandum in Julie gesê het, is dat daar sekere van hierdie tipe voorkeuraandele wat as 'n finansiële las getoon word vir rekeningkundige doeleindes. En as mens gaan kyk na hulle eerste bewoording, het dit ook daarna na die rekeningkundige hantering verwys. Alhoewel dit nie regtig na die laskant of die uitreikerkant gaan kyk, dit het eintlik na die houerkant gaan kyk, wat die omvang van die wysiging weer baie wyd gemaak het. Dan verwys hulle ook na sekere verskanste reëlings waar ek het probeer dink aan die mooi Afrikaanse woord en ek kon nie daarby uitkom nie, so kom ons noem dit maar wat dit in Engels is, 'n cross-currency swap, waar jy dan nou 'n ruilreëling het wat jy die opbrengs, beide die opbrengs en die geldeenheid van die opbrengs op 'n tipiese skuldinstrument gaan ruil. So daar is so verskanste reëling wat gelei het tot 'n belastinglekkasie en dis die rede hoekom die wysiging dan nou ingekom het. As ons gaan kyk na die effek hiervan, en ek sal so 'n bietjie kommentaar lewer oor waar dit geld of nie geld en hoe dit met hierdie verskanste reëling dan weer opkoppel of nie. Hierdie wysiging tree in werking vir jare van aanslag wat begin op of na 1 Januarie 2025. Nou, die effek hiervan is dat artikel 24I sal geld op die valuta verskille wat ontstaan op beide die kapitaal en die opbrengs op hierdie voorkeuraandele. Ek dink as ons gaan kyk na die omvang van die wysiging, is dit nog steeds vir my baie moeilik om te sien soos ons reeds verwys het, dit verwys na alle buitelands gedenomineerde aandele en voorkeuraandele in buitelandse maatskappye. Ek kan nie sien dat dit beperk is tot daai voorkeuraandele wat deel is van so verskanste reëling nie. Nou, en dit beteken dan al jou valuta winste en verliese op basies al hierdie voorkeuraandele gaan op 'n ongerealiseerde basis belas word. Nou, ek dink dis 'n redelike wesenlike verskil van hoe dit tans belas word. So as ons kyk na wat dit tans is, hierdie aandele is bates in 'n buitelandse geldeenheid gedenomineer. As ons aanvaar is kapitaal van aard, dan reguleer paragraaf 43 van die 8ste bylaag hoe hierdie winste of hoe die valuta effek belas word. En in alle gevalle word die valuta effek op realisasie belas en vir sekere natuurlike persone en trusts word die valuta effek dalk glad nie belas as die aandeel in dieselfde eenheid waarin dit verkry is weer beskik word. So om te sê valuta winste en verliese word op 'n ongerealiseerde basis belas is 'n drastiese skuif. As mens dan nou verder gaan kyk, en dis my laaste gedagte wat ek graag vandag hieroor wil deel, is artikel 24I10A maak voorsiening vir binne 'n groep konteks waar daar dan nou instrumente is wat binne artikel 24I val en dit 'n langtermyn instrument is. Om te sê maar in daai geval tussen in hierdie verwante partyreëlings behoort die valuta winste en verliese nie onmiddellik belas te word. So daar's 'n uitstelverligting wat verskaf word totdat die item dan nou maar eintlik of korttermyn word of realiseer. Wat belangrik is daai konsessie in 24I10A verwys na die valuta items in paragraaf B, so dis die skuld items. Dit verwys nie na die items wat in die nuwe paragraaf E sit,
wat dan beteken die groep konsessie vir uitstel oor wanneer hierdie winste en verliese belas word, geld nie op hierdie voorkeuraandele nie. Daar is 'n wysiging aan 24I10A, maar dit het te doen met 'n ander aspek van artikel 24I wat gewysig is. So om af te sluit, die kernboodskappe uit vandag se episode, as jy in 'n struktuur betrokke is of kliënte het wat so 'n struktuur het waar daar 'n buitelands gedenomineerde voorkeuraandeel in 'n buitelandse maatskappy is hierdie wysiging definitief iets wat 'n mens moet oorweeg. En dan tweedens, hou ook in gedagte as jy dit oorweeg dat dit lyk nie asof die groep verligtingsreëls hierop van toepassing is nie. Dis dit vir vandag se episode. As jy van die potgooi gehou het, gaan teken asseblief in op jou gunsteling potgooi platform en vertel vir al jou vriende en kollegas van die potgooi. As jy enige terugvoer het of vra of selfs voorstelle vir 'n volgende episode, stuur dit asseblief na my e-posadres toe. Dit is in die notas tot die episode. En miskien maar net weer 'n herinnering soos altyd, niks in hierdie episode is bedoel om belastingadvies te wees of 'n plaasvervanger vir belastingadvies te wees nie. Tot volgende keer. Totsiens.